by die deure gekoorde keer gemaak vanmorgen, as ons uitgaan, baie dankie daarvoor. Kom ons staan asseblief, ons susters, vir die groet en ook vir die lofsang. Nie aan ons nie, o Here, nie aan ons nie, maar aan U kom toe al die eer en die heerlikheid van nou af tot in ewigheid. Amen. Ons lofsang, broers en susters, is Psalm 9, die eerste en die tweede verse daarvan. In 1 Johannes 1 vers 9 lees ons, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Kom ons bely nou ons skuld, broers en susters, met die sing van Psalm 38 vers 1 en 3, die eerste melodie.
en is ver van God af. Maar ons word sonder dat ons dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing in Jesus Christus. Kom ons bely ons geloof in hierdie Jesus, saam met die kerk van alle eeue, elkeen in sy of haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons bely nou op ons geloof met die sing van Psalm 43, vers 1 en 5.
om dit nou maar so uit te druk. Kindertjies, ons volkskindertjies klein, die slagoffers van omstandighede, hulle dit nie veroorsaak dat hulle in 'n plakkerskamp moet groot word, vuil gesiggies, vuil kleertjies, noem maar op. En jy vra jouself weer 'n keer die vraag af, wat gaan van hulle word? Hoe lyk die toekoms vir hulle? Is daar vir hulle 'n mooi toekoms in ons land onder hierdie omstandighede? Dit maak 'n mens, as jy dit aanskou, dit wat ons feitelik daagliks mee te doen kry, wat ons sien, dit ontstel jou, dit praat met jou, dit maak jou moedeloos en hartseer vir daardie mense so onthaalwe. Jy voel magteloos, jy voel jy kan nie regtig iets daaraan doen, jy kan nie aan elkeen van hulle se lot iets doen, en jy kan nie regtig daardie kindertjies wat onder daardie omstandighede moet groot word, se lewens verander. By dit worstel elkeen van ons met ons eie omstandighede. Al meer en meer van ons mense stok en spartel om kop op water te hou. Die toekoms lyk vir ons donker en duister. Ons weet nie wat om te verwag. Al meer van ons jong mense gaan oorsee. Want hulle sê hier is nie 'n toekoms vir hulle kinders nie, en weet die mense begrip daarvan. Maar dit maak ons moedeloos. Dit maak ons negatief. Maak ons eintlik maar morbied op 'n sekere manier. Almal van ons se situasie. En weet jy die rede waarom ons in hierdie moedeloosheid verval soms, in ontsteltenis en moedeloosheid lewe, oor hierdie dinge wonder en worstel as ons in die aand gaan slaap? Nee, miskien in die feit dat u en ek, dis maar menslik, dis deel van die menslike natuur, dat ons so om ons kyk, so bewus is van ons omstandighede, van die mense wat langs ons bly, so omstandighede, van die mense wat by die verkeersligte wereld, so omstandighede, van ons volkse kindertjies wat in plakkerskamp moet groot word, so omstandighede. Ons kyk so intens daarna, dat ons in moedeloosheid verval. Ons leef onsself, ons dink onsself moedeloos. Met ander woorde, ons laat toe dat die omstandighede waaraan ons blootgestel is, of ons eie is en of dit ons volksgenote is, ons laat toe dat die omstandighede ons gemoedere bepaal. Ons is beswaar. Ons is gewoon siek by tye van bekommernis en ontsteltenis. Want ons kyk rondom ons, en die omstandighede bepaal ons gemoedere, ons gemoedstoestand. Ek gaan nou daar terugkom. Kom ons lees vanmôre die eerste gedeelte uit Psalm 102, die eerste 12 verse. Ek gaan eers net die gedeelte lees, en dan gaan ek nou verder ook Handelinge 1 vers 6 tot 11 lees. Maar ons lees nou eers net Psalm 102, die eerste 12 verse daarvan, en dan luister ek 'n bietjie maar die skrywer van hierdie Psalm se omstandighede, sy gemoedstoestand. Ons lees uit Psalm 102 vers 1 tot 12. 'n Gebed van 'n ellendige, as hy besluit en sy klagte uitstort voor die aangesig van die Here. O Here, hoor my gebed en laat my hulpgeroep tot by U kom. Verberg U aangesig nie vir my op die dag as ek in benoudheid is. Bly
plante en verdor is my hart, want ek vergeet om my brood te eet. Vanweë my harde gesig kleef my gebeente aan my vlees. Ek is soos 'n pelikaan van die woestyn. Ek het geword soos 'n uil op die pynhoop. Ek is slapeloos en het geword soos 'n eensame voël op die dak. Die hele dag smaak my vyande my. Die wat teen my raas, gebruik my naam as 'n vloek. Want ek eet as soos brood en meng my drank met trane. Vanweë u grimmigheid en u toorn, want u het my opgehef en my weggewerp. My dae is soos 'n skaduwee wat lank geword en ek soos die plante verdor ek. Tot sover die skriflesing, broers en susters, salig is elkeen wat die woord van die Here hoor en dit in die hart bewaar. Kom ons bid nou saam. Driemaal heilige God, hemelse Vader, Here, baie dankie vir die voorreg om in hierdie besondere oggend hier by mekaar te kan wees. Ons bid en vra, Here, dat U dit in ons en om ons sal stil maak, terwyl ons hierdie paar heilige oomblikke in U heilige teenwoordigheid verkeer. Dat U deur U Gees tot elkeen van ons spreek in hierdie oggend, U, o Vader, sodat ons dit sal inneem, dit tot ons eie sal maak en ons ook daarvolgens sal lewe. Die omstandighede waarin ons leef, o Here, is nie altyd na wens. Dit dwing ons soms tot moedeloosheid, neerslagtigheid, swartgalligheid, tot wanhoop. Here, dat ons as Christen gelowiges in hierdie oggenduur en hierna en elke dag van ons lewens tog blymoedig sal wees. Tog met hoop in ons harte sal lewe, want Jesus Christus is ons voorspraak by die Vader en het vir ons 'n plek gereed maak. Wil U nou self deur die Gees teenwoordig wees, o Vader? Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Kom ons sing nou saam, broers en susters, uit Gesang 95, as 'n voortsetting ook van ons gebed, Gesang 95 sal ons saam.
mes in dit vir hom. Maar as gevolg van die feit dat sy vyande hulle mes vir hom in het dit 'n effek ook op sy ganse lewe, op sy gemoedstoestand. En dit is so dat wanneer 'n mens se gedagtes, jou denke negatief is en verkeerd is, dan het dit 'n effek op jou hele liggaam. Jy eet nie soos jy moet nie, jou liggaam verwerk nie die kos soos dit moet nie, neem nie die belangrike dele en elemente op soos dit moet nie, jy slaap nie soos jy moet nie, jy's heeldag moeg en jy voel sommer net siek. Nou mag het vir baie van die dag ons sommer dadelik bekend. Is dit nie hoe ons soms voel? Hierdie skrywer beleef dit intens. Hy sê eintlik ek is besig om dood te gaan. Hy sê ek eet nie meer. Ek is net 'n geraamte sin. Hy beskryf dit op verskillende maniere, gebruik verskillende beelde om sy ellende en sy situasie mee uit te beeld. Dit voel soos 'n pelikaan in 'n woestyn. Hy sê in hierdie paar verse wat ons gelees het, 4 keer sê hy vir ons eintlik, maar hy is baie naby aan die einde van sy lewe. Hy kan net aanvallend dood, is eintlik maar waarop neerkom. En by dit sê hy, God het my opgehef, my opgetel en my weggegooid. So voel ek vir hom. God het hom weggegooid. Dis hoekom ek met hom so sleg, dat hy nie eens meer kan eet. Weereens, broers en susters, is dit nie ook maar hoe ons soms in ons eie ellende voel nie. Die mense by die verkeersligte, sommige van hulle inderdaad staan daar, omdat daar nie vir hulle 'n ander uitkoms is. Voel hulle nie ook maar, God het hulle weggegooid. Wanneer ons soms met bepaalde omstandighede te doen kry, wat ons nie weet hoe om te hanteer nie, wat ons neerdruk, voel ons nie soms, God het ons weggegooid. Ons voel alleen in ons ellende, verlaat. Soms voel u en ek ook soos daardie pelikaan in die woestyn. Een van die ander psalms sê, Dawid, hy sê, ek wens ek was 'n duif wat kon wegvlieg, net wegvlieg, iewers heen, dan nêrens waar niemand my kry nie. Soms voel ons ook, ons wil so ontvlug van ons omstandighede en ons probleme, want ons kan dit nie meer hanteer. Dis ongelukkig werklik soos wat ons soms ook voel, presies soos hierdie skrywer van hierdie psalm. Wat het hy gedoen, wat ons so laat voel? Hy kyk na sy vyande, hy kyk na sy omstandighede, hy beleef dit intens, en die omstandighede waarin hy vasgevang is, bepaal uiteindelik, soos ek in die inleiding ook gesê, sy gemoedstoestand. In ander woorde, hy laat toe dat die omstandighede, die probleme wat hy ervaar, sy denke in so mate oorheers en beïnvloed, hy sien niks mooi meer nie. Hy kan nie positief dink nie, hy sien nie uitkoms nie, hy voel God hom weggegooi, en dit breek hom af in sy menswees, en dit druk hom af in 'n toestand van moedeloosheid, swartgalligheid. Hy gee sommer net oor. Hy gee oor. Want hy kyk om hom na sy eie omstandighede. Ons kyk ook om ons. Ons eie omstandighede, die ander se omstandighede. Maar wat moet ons na regte doen? Ek wil vir ons nou lees in Handelinge 1, die
die 6de tot die 11de vers. Weet jy, baie mense het al vir my gesê, wanneer hulle in daardie oomblikke en toestande van totale moedeloosheid verkeer gesê, maar hoe dan anders? Hoe dan anders? Kyk my kwaad teen, kyk na my lewe, kyk na my omstandighede, daar's nie 'n toekoms nie, daar's nie 'n inkoms nie. Ek sien nie lig. Hoe dan anders? Want ons is mens. Kom ons lees Handelinge 1, vers 6 tot 11. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stik na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Vers 11 die vraag wat die engel vir hulle vra, waarom staan julle en kyk na die hemel? Broers en susters, hierdie disippels, die vertrouelinge, die volgelinge van die Here Jesus Christus, word deur bepaalde omstandighede gedwing, as het ware om op te kyk. Hemelwaarts te kyk. Hulle het opgekyk en stip na bo gekyk, en as het ware vir 'n ruk lank gestaar na die hemel, omdat die Here Jesus voor hulle oë van hulle weggeneem is, die hemel in. Jesus se hemelvaart het hulle met ander woorde gedwing om vir 'n slag nie net om hulle te kyk nie, maar vir 'n slag op te kyk. Boontoe te kyk. Want wat het die disippels ook gedoen? Mense soos jy en ek, gewone mense, met omstandighede, met probleme en vrae en ellendes. Gewone mense soos die skrywer van Psalm 102 wat ons gelees het. Hy het na sy omstandighede gekyk en in moedeloosheid geval. Die disippels het dit elke maal self opgekyk. Waarom? Hulle het 'n bepaalde verwagting van Jesus Christus gehad. Hulle het 'n idee gehad van wat Jesus moes kom doen het. En hulle het nie alles altyd verstaan wat gebeur het. Nie met hulle nie, ook nie met Jesus. En ons hoor baie duidelik en selfs hierdie letterlike minuut of 2 voor Jesus opgeneem is in die hemel in, het hulle nog steeds nie verstaan presies waaroor die Jesus Christus op koms na die aarde gegaan het. En dis maar weer eens die mens, ons hoor, soos die disippels, maar ons neem nie noodwendig in. Ons hoor, maar ons maak dit nie ons eie nie, en dis omdat dit so gebeur, dat ons steeds ook soos die psalmskrywer van Psalm 102, wat gelewe het lank voor Jesus Christus gedoen het. Ons kyk om ons. Die omstandighede bepaal ons gemoedstoestand. Die disippels het geglo die Here Jesus Christus het gekom om Israel van hulle aardse vyand, die Romeine, te kom verlos. Hulle het geglo hy is die Messias, inderdaad het hulle het geglo. Maar hulle gedink hy gaan hierdie ridder op die wit perd wees, hierdie aardse koning, wat hulle gaan kroon as 'n
en wat vooruit gaan ry om hulle vry te maak van die Romeinse oorheers. Sodat hulle lewens kon verbeter, kon verander, sodat hulle weer vry kon wees in hulle beloofde land, sodat hulle weer hulle eie ding op hulle eie manier kon doen. Dis wat hulle gehoop het en wat hulle geglo het die Here Jesus gaan kom doen. Hoeveel kere het Jesus met hulle gepraat en gesê, maar hoekom verstaan julle nie? Hoekom verstaan julle nie? Ek verduidelik, maar julle verstaan nie. Hy het vir hulle 'n paar keer gesê wat gaan gebeur. Hy gaan tot sterwe kom en hy gaan teruggaan na sy Vader. Hoe nader sy tyd gekom het, hoe meer het hy daaroor met hulle gesels om hulle voor te berei. Maar hulle het nie verstaan nie, want hulle het met 'n ander perspektief geleef. Hulle het nie met 'n hemelopwaartse perspektief geleef nie. Hulle het met 'n horisontale perspektief geleef. Hulle het die hele tyd gefokus op hulle lewens, op hulle lewensbestaan, of dit met hulle goed gaan of sleg gaan. Dit was vir hulle belangrik dat dit met hulle weer sal goed gaan, vry sal wees van die Romeine. Dis wat hulle lewens en hulle gedagtes, hulle denke oorheers het. Hulle self, hulle aardse bestaan. En Jesus het in moedeloosheid meermale vir hulle gesê, maar hoekom verstaan julle nou nog nie? En weet jy wanneer die Here Jesus gevange geneem word, dan hardloop hulle almal weg. Behalwe Petrus wat op afstand volg, en al waarskynlikheid ook Johannes wat vir ons beskryf het bietjie meer in detail van wat gebeur het, so hy moes dit op 'n manier ontskou het, op afstand. Maar hulle hardloop weg. Want hulle koning wat hulle moes red uit hulle aardse omstandighede, uit hulle slegte lewensomstandighede, word nou gevange geneem. En wanneer hy gekruisig word, lees ons, is dit Johannes, juist eertens omdat hy die kruisiging so mooi beskryf en meer groot detail as 'n ooggetuie op 'n afstand. Die enigste een daar. Want daar sterf hy aan die kruis en hulle hoop om 'n beter aardse lewe te hê, is daar die een. Hy sterf aan die kruis. En selfs wanneer Jesus aan hulle verskyn, as hy die dood opstaan, tussen hulle kon staan op wonderbaarlike wyse en aan hulle verduidelik en met hulle praat en wil goed vir hulle sê om hulle te bemoedig, verstaan hulle steeds. Hulle is bly hy lewe. Maar hier letterlik 'n minuut of 2, ons het dit gelees, die eerste vers wat ons vanmôre gelees het, die Handelinge 1 vers 6. Vers 6 vra hulle vir hom, Here, wanneer gaan U nou die koninkryk van Israel oprig en herstel? Hulle vra vir hom nog 'n keer die vraag wat hulle soveel keer gevra het aan mens. Wanneer gaan U die koninkryk oprig? Here, wanneer gaan U nou ons lewens kom verbeter? Wanneer gaan U nou uitkoms vir ons gee, sodat ons beter kan leef, onder beter omstandighede kan leef? Nog steeds kyk hulle na hulle self, die omstandighede om hulle en dit bepaal hulle gemoedstoestand, dit bepaal ook hulle vraag. Die vraag vir die Here Jesus nadat hy 'n lang pad met hulle geloop het, wragtig nog 'n keer. Nou maar wanneer gaan U nou die koninkryk van Israel herstel? En dan word Jesus weggeneem en wat gebeur? Dan word hulle vir die eerste keer as gevolg van die hemelvaart gedwing om op te kyk. Al was dit weer eens in verslaandheid. Asof hulle nie kan glo wat gebeur. Hier word hulle weggeneem in die hemel. Maar hulle word gedwing om op te kyk. En in 'n sekere sin het dit ook hulle lewens verander. Hulle kom by mekaar en hulle wag nou vir daardie vervulling van die belofte wat Jesus gesê het. Hulle moet daar bly tot die Gees oor hulle uitgestort word. En sodoende daardie opkyk, die feit dat Jesus opgevaar het, waarskynlik
uiteindelik tot hulle deurgedring. Nou moet ons luister. Hy het gesê, ons moet by mekaar bly tot die Heilige Gees uitgestort word. Hy gaan vir ons die Gees stuur wat met ons die pad uitwyk verhoedig. En dan bly hulle by mekaar. In aanbidding. Tot die Heilige Gees uiteindelik ook 10 dae later oor uitgestort word. En dan verander daardie mense in totaliteit, kan mens amper sê. Hulle hele lewensuitkyk verander. Hulle benadering verander. Die apostel Paulus het ek al so baie na verwys. Hy sit in die tronk onder hagtelike omstandighede, baie erger as wat toe hy gewoon nog in die vrye wêreld geleef het. En van hulle die tronk bemoedig hy gelowiges. En hy sê vir hulle van die tronk, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. Mens, kan 'n mens amper sê, Paulus, hoe kan jy nou so iets sê? Jy sit in die tronk en jy sê, verbly julle. Hoe kan Paulus dit sê? Voor die hemelvaart van die Here Jesus Christus het die disippels, die volgelinge van Jesus, hulle gemoedstoestand gevorm op grond van hulle omstandighede, van dit wat hulle beleef is en gesien het. Na die hemelvaart verander alles. Kyk hulle boontoe, na waar die Here Jesus gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak en ek kom weer en ek kom julle haal en dit verander alles. En die uitspraak van die Heilige Gees stel 'n verdere bevestiging en dit verander alles. En daardie disippels van die Here Jesus Christus wat toe apostels genoem word, leef onder moeiliker omstandighede as ooit tevore. Hulle word vervolg, hulle word gedreig, noem dit maar op. En tog bly hulle positief. En tog het hulle 'n totale ander instelling. Nou gaan dit nie meer vir hulle oor die hier en die nou nie. Nou gaan dit vir hulle oor die eendag. Nou leef hulle met 'n perspektief op die eendag, op die ewige lewe. Nou verduur hulle die swaar en die seer en die moeilikhede dan weer saam, die vervolging wat hulle moes verduur. Hulle verduur dit. Hulle gaan gebukken onder dit. Hulle verdra dit. Want hulle gaan dit nie nou meer oor die hier en die nou nie. Hulle gaan dit oor die eendag, wanneer Jesus terugkom om ons te kom haal, om ons plekke te gaan inneem, dat daar waar hy dit vir ons gereed gemaak het. Die hemelvaart, ons susters, wat ons op vandag herdenk, moet u en my ook as het ware dwing daar, oproep daar, by die punt bring, dat ons opkyk, meer as wat ons rondom ons het. Dat ons opkyk na waar die Here Jesus Christus vir ons gaan plek gereed maak, om ons ook eendag te maak, om ewig by hom te wees. Vry van al hierdie dinge waarmee ons elke dag worstel, al die bekommernisse, nie net oor onsself nie, maar oor ons mense daar buite, wat soms dalk nie eers 'n plek het om vanaand te slaap, in die koue weer. Bybel leer ons dat hierdie omstandighede moet ons in plaas daarvan dat ons soos die skrywer van Psalm 2 voel wat hy gesê het, die Here het my weggegooi, hy het my weggewerp, sê hy daar. Moet ons besef, hy het ons nie weggewerp. Eerstens het die Here Jesus opgevaar en die Bybel sê vir ons om vir ons te gaan plek gereed maak en om vir ons 'n voorspraak by die Vader te wees. Een enkele voorspraak by die Vader. Weet jy, as jy gaan kyk na die Griekse woord wat vertaal word, elke maal in ons vertalings as 'n voorspraak by die Vader, dan beteken dit, as jy dit in direkte wêreldse terme moet vertaal, prokureer of wat vertaal. Dis 'n regsterm daardie Griekse woord in die oorspronklike Grieks. Die Here Jesus gaan om vir u en my in te tree, dis eintlik wat die woord beteken, die voorspraak. Hy gaan praat namens ons by die regter, by God die Vader. En hy gaan maak vir ons plek gereed. En hy kom terug om ons te kom haal op sy tyd wat hy weet vir elkeen van ons die regte en die beste tyd is. Daardie besef
is wat U en my moet help om die pakkie wat ons het om te dra hier op aarde, die seer en die swaar, die uitdagings wat mee gepaard gaan, dit moet ons die krag gee om dit te kan dra. Want as jy en ek nie opkyk nie, dan gaan ons afgedruk word in die stof in, met ons gesig in die stof, in moedeloosheid, in negativiteit, in swakgalligheid, en noem dit op. As ons toelaat dat die omstandighede van ons tyd, ons denke oorheers, ons perspektief verander, sodat ons net horisontaal kyk, dan gaan ons as daai skrywer van Psalm 2 voel, kan maar net kom van ons dood. Maar ons mag nie daardeur beïnvloed word. Ons kyk vanmôre op, nie in verslaandheid soos die disippels nie. Ons kyk vanmôre op met 'n vreugde en 'n dankbaarheid in ons hart. Dat die Here Jesus het vir ons alles klaar oorwin, vir ons sondes betaal, sodat U en ek met geloof en met vertroue en met hoop die toekomspad kan aanpak. Want die oorwinning is vir ons behaal en ons plek hier is gereed gemaak. Ek sluit af met die woorde wat ek in die verlede in my 43 jaar met bediening al baie gebruik het as 'n voorbeeld. Die ouer manne sal dit nou verstaan. Toe ek my dienslig gedoen het, so ons 'n paar keer 'n hele eind buite Pretoria afgelaai met jou volle uitrusting op jou rug, alles en jou geweer, jou RV. En dit was nog 'n redelike gewig in jou volle uitrusting. Alles wat jy in die weermag het, kom hier agterop en jou geweer. En dan moes ons so 30 km terugloop na die basis. En dit was nie altyd maklik nie, dat jy op die vreeslikste, moeilikste terreine gaan aflaai. Jy wil nader aan doodgaan, jy voel dit sal beter wees as ek doodgaan. Ons het 2 dode saam met ons gehad, 2 rabbis. En die 2 was altyd so 'n bietjie, hulle moes nog 'n bietjie langer op die weermag gebly, hulle het nog 'n bietjie gewig gehad om te verloor. Maar ons moes hulle help, want die 2 was redelik swaar en gewig, en ons moes hulle help. En naderhand is jy net so kwaad vir die dood, nie net oor sy geloof nie, maar oor sy gewig. En weet jy, as jy daai opdrag so kyk, dan voel jy gaan dood neerslaan. Ek wil nie verder nie. En toe ons nog een keer so op die hoogte kom, sien ons daar onder, staan die vragmotor met koeldrankanne, hierdie groot melkkanne. Mense, en jy kry nuwe krag. As jy daar die vragmotor sien, hy staan nog seker so 3-4 km ver. Weet jy, dan sleep jy daai beenderige by jou mekaar en skielik voel jy nie die gewig op jou rug nie en jy voel nie hierdie 2 dode nie en jy sleep hulle saam. Dit gee vir jou nuwe krag. Die oomblik as jy die eindpunt sien. Ek weet, ons het dit baie beleef. En so is dit in die geloof. Ons moet net nie oog op die wenkpaal hou. Die Hemelvaart wil ons om op te kyk. Daar is die wenkpaal. As ons die oog op die wenkpaal hou, op die oorwinnaarstroom wat ons in die hand van God ontvang, weet jy, dan sleep jy hierdie mooi liggaam vir jou elke dag aan. Met vreugde en dankbaarheid. Want die oorwinnaarstroom is daarvoor. En dit is wat die Hemelvaart vir jou en my in ons tyd inhou, beteken en wil sê. Dit wil ons bemoedig, dit wil ons versterk. Dit wil ons nuwe krag gee om al ons probleme te kan hanteer en ten spyte daarvan steeds bemoedig en met vreugde die lewe kan voortsit. Tot die Here ons kom maak en ons daardie oorwinnaarskoolheid sal ontvang. Mag die Here God gee dat hierdie vir ons altyd 'n vreugdevolle dag sal wees, 'n dag van blydskap en dankbaarheid, 'n dag wat ons daartoe bring om meer op te kyk en minder om ons te kyk. Amen. Kom ons dank nou saam. Driemaal heilige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg dat ons in hierdie tyd leef.
uitdagende tye, Here, klomp probleme en ellendes in die besonder hier in ons vaderland. Maar Here, ons leef in 'n tyd na die Here Jesus. Anders as die psalmskrywer van Psalm 102, wat geen sin gesien het in sy swaar kry en in sy ellende nie, maar toegelaat het dat sy omstandighede alles bepaal. Leef ons in die tyd na die Here Jesus hier was, na hy vir ons sondes aan die kruis gesterf het, na die dood oorwin, nadat hy opgevaar het in die hemel om vir ons plek te gaan gereed maak. En ons vandag kan weet, hy kom weer om ons te kom haal op sy kant. Daarom, Here, help ons, gee ons die krag en die geloof, sodat hierdie wete ons gemoedere bepaal en nie ons omstandighede. Maar ons erken en bely, Vader, ons is mens, ons is nietig, ons is sondig, ons is swak, ons struikel en ons val, Here. Ons laat toe dat ons omstandighede ons negatief maak en moedeloos maak. Maar gee dan dat ons in daardie oomblikke, o Here, sal opkyk en opnuut sal besef dat ons so baie het om voor dankbaar te wees. En dat U ons die krag sal gee, o Here, om ook aan hierdie lewensweg wat U vir elkeen van ons toegedeel het, Here, in geloof en uit te kan volhou en te kan voltooi. Ons dank U vir die voorreg, Here, om vanmôre hier te kon wees. Ons bid vir 'n verlore wêreld, 'n verlore mensdom, Here, wat vandag maar net opnuut aangaan met hulle lewens. Asof Jesus nie opgevaar het. Asof hy nie meer kom en oor ons geoordeel sal word. Ons bid vir die kerk reg oor die wêreld, Here, wat in hierdie moeilike tye kerk moet wees en moet volhard in die waarheid van die woord. Seën ons en gebruik U kerk tot U eer en verheerliking, tot uitbreiding van die koninkryk op aarde. Ons draai elkeen van die kinders aan U op, o Here, wat in gebed tot U uitroep, wat in ellende verkeer, wat ook al die rede daarvan mag wees. Hoor ons gebede, o Vader, en verhoor ons volgens wat U weet die beste is. Bring ons eerskomende Sondag, as dit U wil is, weer hier in U huis kom praat. Vergeef ons menigvuldige sondes, ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ons slotsang, broers en susters, Psalm 3:6-4.